Julle kan so lank blaai na Handelinge 17 toe. Handelinge 17 vers. Maar van vers 1 af begin lees. Maar voordat ons by Handelinge 17 uitkom, wil ek eers op julle twee stories vertel. En die een storie het ek nou onlangs gehoor by een van my lektore. In die 60e jaar was daar 'n TV-program in Amerika, wat 'n swart TV-program met die naam van die Annie Griffith Show. Ek weet nie of julle weet wie hulle dit is, ek het dit nie geken nie voordat ek die YouTube clips gesien het net vroeër en 'n paar weke terug nie. Maar in hierdie so dit gaan oor die sheriff van die Lord P en sy is 'n enkel pa met sy seun wat nou hy het die storie gaan oor hoe hy sy seun groot maak, maar dit is 'n komediese storie. En op 'n stadium is daar 'n episode waar die seun in die woud speel. En vroeër die dag het die pa gevaar oor die seun 'n denkbeeldige vriend het en hy het gesien hy ry met 'n denkbeeldige perd en hy het denkbeeldige swaard geveg en so aan. En later is die seun besig daar in die woud en hy gewaar toe hierdie man uit die boom in 'n hooplewe wat was vir ons wat die storie kan sien, hy is besig om die kraglyne reg te maak vir die boom. En hy het so metaal, so silwer harthoed op en hy het 'n toolbelt met tools wat om hom hang en hy het spikes op sy boots wat help dat hy op die boom kan greep het en nie afval. En die man sien ons Mr. McBeevy en hy sien die seun en hy klim af en hy praat met die seun en hy vermaak hom met die goeie soos dis nog toe hulle daai tyd nog kon rook op televisie. Wat hy sê dit is gereed en blaas in sy hand en maak hy die rook op sy ore uitkom en vermaak met die laaitjie en die laaitjie vra van hom wat is die tools nou om sy belt en hy sê dit is my 10 ekstra hande en want dit help hom op hoor en hy sien hierdie spikes op jou voete en hy sien die silwer hoed en hy geniet nou hierdie gesprek met die ou en hy sê nou van my terugklim om die werk klaar te maak, maar hy sê hom wat hy het 'n ekstra byl wat gebreek het, wat sy hand nog gebreek het. Die seun kan omkry, hy het 'n ander een wat hy het gebruik. En hy gee vir die laaitjie toe 'n byl en die laaitjie is met die byl huis toe. En die pa sê toe maar hier loop sy seun met 'n byl rond en speel met 'n byl. En hy vra van waar het jy die byl gekry? En hy sê vir hom, maar Mr. McBeevy het dit vir my gegee. En die pa vra hom of eers Mr. McBeevy. En die seun verduidelik dit is hierdie ou met 'n silwer hoed wat rook om sy ore uit en hy het spikes op sy voete en hy het 10 hande. En die pa dink toe dadelik nie, maar dit is dalk hy het vroeg vandag pas net hierdie denkbeeldige spelletjie gehad. Dit is nie net weer dit. Maar die pa sê vir hom oor ek dink nie met die byl gaan terugsit waar jy dit gekry het, want dis bietjie jonk om met 'n byl te speel. En so gaan die seun weer terug en hy vind vir Mr. McBeevy weer in die woud en hy sê vir hom sy pa was hy is jong vir 'n byl. Mr. McBeevy sê, jou pa is eintlik baie was, jy is 'n bietjie jong vir 'n byl, maar kom ek sê wat, jy het vir my water ingedra en my tyd gespandeer, kom ek gee vir jou 'n muntstuk. En in daai jare was 'n quarter was nogal baie geld werd. En die seun is weer terug huis met hy die muntstuk. En die pa sien nou die muntstuk en hy vra vir hom, waar het jy die muntstuk gekry? En hy sê, ja, Mr. McBeevy. En die pa vra hom, nee, waar het jy die muntstuk gekry? En so gaan die gesprek met dit aan, die seun hou volhard, nee, dis Mr. McBeevy. En die pa raak na ruk raak die pa onterg en dan staan gesprek tussen die pa en sy deputy en ander vrou wat ook ouer dame wat ook in die huis bly. Oor dan nie die kind 'n pak gee en die kind hou aan vir hom jok. Want hy wil nie die denkbeeldingsding laat gaan. En dit eindig waar die pa toe nie die kind pak gee en hy verduidelik vir die ander twee volwassenes dat hy glo nie Mr. McBeevy nie, maar hy glo sy seun. En sy seun het volhard, dit is die waarheid. So, die pa toe die gevolgtrekking gekom, hy mag toch nie heeltemal verstaan, dit wat sy seun verstaan nie. Maar hy glo sy seun praat die waarheid. Nou, dit was ongelooflik, in my lektor gebruik om te verduidelik hoe ons baie goeders van God kan verstaan. Alhoewel ons goeders soos die God drie-eenheid gewoon nie ten volle kan verstaan nie, maar ons kan dit op geloof wat van die autoriteit van wie God is en dit wat ons wel kan verstaan. En dan kan ons vertroue geloof in dit is. Maar ek wil
'n ander element in die storie wat ek dink ook van toepassing is rondom wat is dit nie sy seun was probeer verhouding gehad het, wat hy ken en na vertrou nie. As dit 'n vreemdeling is wat die Mr. McGee storie vir hom vertel het. Hy's 'n sheriff, wat is een van die dorpslede is wat Mr. McGee as 'n alibi gebruik vir 'n misdaad wat dalk gepleeg was. Hoe sou hy dit aanvat natuurlijk? En dis wat ek my tweede storie wil vertel. So, ek het 'n vriend daar groot geword, en my pa het gespot en gesê, daar sit een plek warm is Vredendag in Januarie, en dit is Vredendag in Februarie. En dit hoofd as gereeld bereik, daar's 1 of 2 keer op ons 50 bereik het. Maar hoe dit normaal op baie warm dae gebeur het, is er was net een vertrek in die huis gereed, wat ligverkoeling gehad het, en dit is my ouers geval. Maar dit was 'n baie ou eenheid wat daar gebou was, my gewerk. So dan het ons baie warm daar die hele gesin in daai kamer gespandeer, want jy kan amper nie uitgaan en dit voel of jy in 'n wind instap. En dan probeer jy nou spandeer jy in hierdie kamer die hele dag. En 'n vreemdeling kom klop aan die venster en sê, maar dit sneeu buite, jy moet uitkom. Wat doen jy in die ligverkoelde kamer met sneeu buite? Alles in jou verwysingsraamwerk sê vir jou nee, dis Februarie maand, dis somer. Dit was gister was dit nog warm geweest, jy het nie uitgegaan nie, jy weet nog nie hoe die dag voel nie, maar jy is natuurlijk in die ligversorgde kamer. Gaan jy net die getuienis vat van die persoon wat die vreemdeling wat sê, dis sneeu buite, of gaan jy op een of ander manier ondersoek instel, of gaan jy dit dadelik uitloop? So ek wil julle met die 2 stories in julle gedagtes hou, en dan plaas met na Handelinge 17 toe. Die derde vers waar ons wil uitkom is 17 vers 11, maar kom ons kyk eers hoe Paulus die opgeneem. Toe hulle deur Amfipolis en Apollonia gereis het en in Thessalonika aangekom het, waar sinagoge in die Jode was. En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbatte lank met hulle gespreek uit skrifte. En dit uitgelê en aangetoon dat Christus moes ly en uit die dode opstaan. En gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig is die Christus. En sommige van hulle is oortuig en het hulle by Paulus en Silas aangesluit. Ook 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke. Dit is Grieke wat oor die jare Joodse geloof aangeneem het, die godsdienstige Grieke. En 'n groot aantal van die aansienlike vroue het nabygekom en die geloof aangeneem. Maar die ongelowige Jode was afgunstig en het slegte manne en leerlopers saamgeneem en die stad in opskudding gebring deur 'n volksoploop te bewerk. En hulle het die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring. Maar toe hulle hulp nie kry nie, het hulle Jason en 'n paar broeders na die stadsowerhede gesleep en geskreeu, die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom. En Jason het hulle ontvang en hulle almal handel teen die bevele van die keiser en sê dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus. En dit is wat die Jode gedoen het in die tyd toe Jesus aan kruis was met Pontius Pilatus ook. Hulle het ons geneem met Jesus omdat hy sê hy is die Messias. Maar daai is nie die rede vir die Romeine om hom te kruisig nie. So wat dit sê vir Pontius Pilatus, hy verkondig 'n ander koninkryk en die keiser kan dit afhou. Dis dadelik die politiese spel wat hulle doen. Doen nie selfe hulle wil die stadsowerhede met hulle godsdienstige verskil uitklaar, maar dan bring hulle 'n politieke motivering dat hy verkondig 'n ander koning as die keiser. Terwyl die Jode nie eintlik net die keiser as koning is nie. Was daar ons hulle net te mooi as dit vir hulle probleme vir hulle uitsorteer dit self gedoen. Ons gaan aan. En hulle het die skare in opskudding gebring en ook die stadsowerhede het van dit gehoor. Maar toe hulle van Jason en die ander genoegsame waarborg ontvang het hulle hom losgelaat. Daarom het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas aan Berea weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika.
Hulle het die woord met welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword. En van die aansienlike Grieke 'n groot aantal vroue en manne. Maar toe die Jode van Thessalonike verneem het dat die woord van God ook in Berea deur Paulus verkondig was, het hulle gekom en die skare ook daarop gesweer. Die broeders het Paulus toe dadelik weggestuur om in die rigting van die see te gaan, maar Silas en Timotheus het daar gebly. Maar weet wie julle aangevestig op vers 11. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. En hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrif ondersoek of die dinge so was. Paulus en modus operandi was gewoonlik gewees om, hy gaan eers in sinagoge toe en dan met hulle gedebatteer, hy skrif by die Ou Testament uit te wys, maar kan julle sien, Jesus vervul hierdie profesie oor die Messias. En nadat hy gewoon nadat hy na die markplein gegaan en dit by die Griekse heidene in die markplein ook geredeneer. En later, is eintlik op ek gedink het ek vanoggend sou gepreek het, en toe die Heilige Gees ander planne gehad het, is later in Handelinge 17 waar Paulus met die Grieke debatteer op Masio. Maar Paulus het ook eens uitgekom by die markplein. Die Jode in Thessalonika het sulke opskudding veroorsaak dat hy dan 2 keer moes vlug. Maar let op die verskil tussen die Jode en Berea, wat dit sê, was edelmoediger en het die woord met welwillendheid ontvang, maar tog het hulle die skrif ondersoek. En hierdie is die 33 vertaling, maar in die 83 vertaling word het gesê as hulle is ontvanklike en het groot belangstelling, en dan word sê ook groot belangstelling en dan daagliks ondersoek. In die 2020 vertaling is dit, hulle het welwillend ontvang, met baie geesdrif het hulle die woord ontvang, en hulle daagliks bestudeer om vas te stel, of wat Paulus sê waar is. En dan in die Engelse, in die English Standard Version, now these Jews were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. So daar's nie die teenstryd tussen, is of jy is ywerig om het te ontvang, of is jy voorseker nog te ondersoek. Die manier hoe Lukas dit skryf, in die boek van Handelinge, is hy eintlik besig om die regplanting te gee vir die kerk in Berea, by die feit dat hulle het net Paulus opvat op wat hy sê nie, hulle het seker gemaak, maar is dit so ingeskryf. Hulle is gretig om het ontvang, solank as wat dit wel so is ingeskryf. En dit is die deel wat ek fokus vandag. Is om gretig te wees en te ontvang. As daar ook klop aan die venster en sê, sneeu buite, net dadelik skepties te wees en van hand te was nie. Maar nog steeds ondersoek te bestaan, nie net die ou te glo nie. Want ek meen, dit sneeu nie gewoonlik in Februarie, dit sneeu eintlik nooit vir die land nie, wat ek besef in die somermaande. En vir die Grieke, was daar alle rede gewees om nie vir Paulus te glo nie. Hulle het eerstens nie 'n woord gehad is, hulle het 'n lang lys gehad wat hulle genoem het, goeie waardes en virtues was wat mense moes nastreef. Interessant genoeg, die verskil tussen wat ons as waardes en hulle, is ons het die woord nederigheid op, hulle het nie 'n konsep gehad van, wat het is om nederig te wees. Vir hulle om te hoor, 'n koning, wat God is, het 'n menslike vorm aangeneem, sy diensknegte vorm aangeneem, om dood te gaan, en sy diensknegte se hande, om namens hulle te sterf, was baie van die bokse. Hoekom stel hy homself ootmoedig? Vir die Jode weer, was dit weer, hulle in die konsep van die Messias moes eintlik 'n fisiese verlossing kom bring van die Romeinse regering af, en dat Jesus gaan weer die Israel as 'n koninkryk soos onder Dawid was herstel. Hulle het nie verstaan, dis 'n geestelike verlossing nie, hulle het verstaan, dis 'n geestelike koninkryk. En dan vir hulle almal, om die pil besluit dat iemand uit die dood het opgestaan het. Ja, ek kan dan sê, in laas naweek het sy kom of sy tannie gevlieg toe sy voete moeg geraak. Soos, dit was nie iets wat hulle maklik sou geglo het. En tog het Paulus, hy skrifte uit in die Jode gedebatteer, en hy het logika en verskillende vorms van filosofie gebruik in die Grieke. Maar
dan vinnig julle aandag vat na Galasiërs 1 vers 6 tot 9. Hoekom is dit so belangrik vir ons vandag? Wat moet ons ondersoek mee skryf? Ons het klaar Jesus aanvaar as verlosser en saligmaker. Ons het die Bybel wat hulle geskryf het nog in daai tyd by die kerk van Berea nog gehad het in die Nuwe Testament. So, hoekom wat is van toepassing op ons vandag? Kom ons lees Galasiërs 1 vers 6 tot 9. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie. Terwyl daar geen ander is, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar ons sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Die manier hoe dit eintlik vertaal word is, kan hy in die hel vervloek word. Die Engelse woord is anathema. Paulus is baie strenger wat hy aangaan. Bestadium noem hy hulle dwaase in die boek van Galasiërs. Nou wat het gebeur? Hulle het gretig die Grieke en heidene in Galasiërs het gretig die evangelie aanvaar. En toe kom daar 'n groep Jode daarin wat vir hulle sê nee, maar julle moet julle self besny en die wet onderhou en alles saam met dit om die verlossing te verdien. Nie dat Jesus se verlossing net jou vryheid gebring en dis genade dit. Dis dit weer word goed op gesit dat jy dit verdien. En dis wat Paulus is so kwaad maak, is hoe jy so vinnig hierdie mense begin volg. En hy gebruik baie sterker taal as wat die boek aangaan, want sy praat oor aan mense. Maar die punt wat ek wil maak is daai vers 9. Vers 8. Of sou my engel in die hemel, of selfs Paulus hulle self, iets verkondig wat 'n stryd was met die woord, mag hulle vervloeking wees. Voordat ek dit meer konkreet maak, gaan gou na Kolossense 2 vers 8. Pas op, dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die stryd, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Die Engelse vertaling sê, beware of empty and deceitful philosophy. Nou, dit is nie 'n noodwendige kamp teen filosofie as sulks nie, want mens kan nie eintlik filosofie bel. Sodra jy begin vra oor die lewe op die wêreld, is jy nie so filosofie. Maar dit is 'n wees versigtig, verleë en misleidende filosofie vir mense. Wie Paulus hier spesifiek gepraat het, was in die kerk van Kolossense, was daar amper soos met die Galasiërs wat Jode en die wettiese goed ingebring het, was daar 'n mengsel van Jode en Grieke wat 'n soort van 'n nuwe verdraaiing van Christendom begin het. Wat eers net na Paulus se leeftyd in volle swang sou kom, wat ons geleer ken het as Gnosticisme. En waar daai naam van hom kom, is die Griekse woord gnosis beteken om kennis te hê. En waaroor die hele geloof gegaan het is dat die vlees en alles wat met materiaal is, wat fisies is sleg en is boos. En net geestelik is goed. Want hulle verkondig het is dat Jesus het eintlik vir ons kom leer hoe om ons menslike tronke te ontslaan. En omdat alles sleg is, dis hoekom ons tot hulle in Korintiërs lees kom Paulus sê dat vanlig dit selfs mense in huwelik nie mag saamslaap, want dit is as geestelik. Dus kan ek dit van die mense doodgegaan het van die honger, want dit is nie reg om fisiese behoeftes te bevredig as jy honger geword het nie. Hulle moes hulle het leer dat alles fisies is sleg en jy moet losbreek van dit. En wie losbreek van dit is om jouself te ontneem van die goed. En Paulus begin die geboorte daarvan hierdie sien en is besig om dit al te konfronteer met die boek van Kolossense. Maar hier's weer
iets anders as wat hy verkondig het, wat in die kerk verkondig word, wat hy moet kom herstel. Dit is in die tyd van die apostels nog wat hierdie begin gebeur het. Wie van julle het al gehoor van die boek, of die movie selfs, Da Vinci Code? Onthou julle in die fliek of in die movie, of in selfs in die movie, dan sê die een historikus, maar Jesus en Maria Magdalena het eintlik was hulle getroud gewees en het 'n kind gehad. Weet jy julle dit onthou? En wat hulle dan in die movie van die boek die punt maak om te sê dat hierdie is ander boeke wat eintlik in teenstelling is met die evangelies wat ons het. En Christene raak te ongemaklik want hierdie gaan eintlik bewys dat dit wat ons Christene glo nie waar is. En daai boeke is daar's the beginning staan is the Gospel of Barnabas, Gospel of Mary, Gospel of Judas en die Gospel, ek kan nie die ander se naam onthou nie. Maar dit was wat bekend gestaan in die kerkgeskiedenis as Gnostic Gospels. Dit was 'n asprisse verdraaiing gewees van die woord van God van hierdie mense wat Paulus in Kolossense nou begin aanspreek. En 'n interessante ding is daai boeke is 200 jaar oud geskryf. Dit is nie naby aan die oorspronklike tyd wat dit geleef het. So as mens moet opweeg oor wat is die waarheid, sal jy eerder 'n dokument wil hê wat nader geskryf is as deur oorgetuies eerder as 200 jaar later geskryf is. Maar die punt is, daar met die Da Vinci Code is daar soveel Christene wat begin twyfel het in hulle geloof. Wat begin wegwaal het en ander goed begin aan. Die punt wat ek volgende wil maak, is dat ons die skrif ondersoek. Wanneer daar 'n nuwe woordspad kom, of 'n prediker is, of 'n nuwe bekende worship liedjie is, of 'n nuwe vertaling van die Bybel is, dat ons die skrif ondersoek en vasstel, soos die kerk in Berea, of dit wel so is. Ons het nou in Galasiërs gelees, kom ons selfs engele in die hemel uit, wat 'n nuwe woord verkondig. Toe Mohammed die Koran geskryf het, was hy besoek gewees deur 'n wese, wat hy eers gedink het, is 'n demoon, totdat sy vrou en sy skoonpa oortuig het, is 'n engel, wat toe van gedikteer het, wat hy in die Koran geskryf het. So, neem, nou Galasiërs gedagte, maar dis nog ver van die huis af, dit impakteer ons nie so nie, want ons word nie misleid in die Koran nie. Dan weet julle die woord van Joseph Smith. Hy was die stifter gewees van die Mormonse kerk. Hy het ook as 'n 14-jarige seun in die woud rondgeloop. Eers het hy visioene gehad van God die Vader en Jesus wat blykbaar vir hom gesê het hy mag nie betrokke raak by enige van die kerk wat klaar bestaan nie. Hulle het nie die waarheid nie. Later besoek hy engele hom 3 jaar later en hierdie engel gee hom hierdie goue tablette en dit lei aan hom toe wat 'n nuwe Bybel skryf, the Book of Mormon. En hulle lyk baie Christelik in wat hulle doen en baie Christene word mislei want hulle gebruik dieselfde taal. Maar as jy gaan oplees oor wat hulle eintlik glo hulle Jesus was nie God soos wat ons aan Jesus glo nie, maar wat ons is soos Jesus. En dat Jesus is eintlik die God van hierdie planeet. En ons verlossing is dat ons in die volgende lewe God gaan wees van ons eie planeet. En mense word daardeur mislei. Die Jode getuies het ook hulle eie nuwe vertaling geskryf om Jesus se goddelikheid weg te vat. Met die motivering dat hulle ek sou dit gevraag het, ek dink nie dit verkeerd aanhou. Hulle het dit met die motivering om goeders blykbaar te korrigeer wat in die Bybel vir ons moet ken, blykbaar verkeerd gegaan. En dan, of nog nader in die huis, ek gaan vir julle 'n aanhaling lees, en dan sal ek vir julle sê waar het aankom. Now we are beginning to hear more and more revelation that is in line with what New Agers have been saying all along. And Christians
are taking back truths from the New Age that really belong to the citizens of the kingdom of God. Dis 'n aanhaling in die boek The Physics of Heaven, wat 'n boek is wat Bethel tekstel het. Dan, en ek het baie gebid oor die voordat ek besluit het om wel te deel. En net 2 punte van 'n redelike nuwe vertaling. Die persoon het gesê, hierdie is hoe hy die vertaling gedoen het. Eerste punt het gesê, Jesus breathed on me and said, I'm commissioning you to translate the Bible. And I felt downloads coming instantly. It was like I got a chip put inside of me to hear him better, to understand the scriptures better, and hopefully to translate. En dan is daar nog baie ander visioene van 'n rol. Hierdie persoon het ook gesê, hulle het baie ervaring met Bybelvertalings en hulle was ook deel van sendinggroepe wat Bybelvertalings in ander volke se tale in. Maar onlangs het 'n klomp pastore en teoloë saamgetrek wat bekommerd is oor hierdie vertaling, en hulle vir sê wat dit is. Ja, het saamgetrek en het eintlik ondersoek ingestel, gesien hierdie ou het nie die kredietwaardigheid waarvan hom praat. Hulle het selfs met die sendingsgroep van praat waar hy betrokke was, en hulle het gesê, hulle het hom uit gebruik, hy was die goufer tussen die vertalers en die mense wat goed tussen gedoen het, hy was nie een van die vertalers self. En baie van sy kredietwaardigheid het ontbreek. En die ou se naam is Brian Simmons en die Passion Translation vertaal. En hoe dit gevaarlik is dit word gebruik om New Age en ander vorm van New Age wat bekend van as New Thought in die kerk in te bring. New Age is maklik vir ons om raak te sien. Ons glo nie in chakras nie, dit is regtig maklik om raak te sien. New Thought is waar ons goeders begin spreek in lewe en manifesteer. Waar mense glo dat daai ding van is jy moet in 'n sekere manier dink om goeders aan te trek aan jou toe. En dit preek word die groot kerke, baie van ons, en selfs ek, paar jaar terug, op aanvang. Dis maklik om 'n skeiding te bring tussen ons en die Jehovah's en Mormoonse kerk, want hulle is 'n sect of a cult. En ons kan sien dat hulle teologie by Jesus ontbreek. So dis maklik om daai skeidingslyn te bring. Hier in Pretoria is 'n redelik groot Philadelphia soortgelyke cult met die naam van Christ the International. Waar die ou, en hulle begin uit 'n baie bekende charismatiese kerk waar ek ook betrokke was. Dit is mannegroep waar self wat hulle gehad het. Waar die leier sê in my huis Christus. En dat Christus was net 'n mens wat hierdie savel op hom gekry het, ek het na daai savel huis na Christus. En die hele punt van hierdie cult is dat jy kan ook daai savel hê in Christus. Dis die hele naam van Christ the International. En hoekom is dit nodig om dit te noem? Hulle is weggejaag by Laat Park, want hulle het aggressief begin om soos wat hulle van die mense se kinders verstaan in skool begin om ouers homself probeer in te trek en is daar families wat mekaar geskei word. Geld wat oorgeblaas word na die kerk toe en die kerk besluit hoe word dit versprei. Mense wat skei of trou op grond van wat die kerk sê. Hulle, sover ek weet van hulle, is nou besig by Laerskool Pretoria Oos, maar daar is mense wat klaar is van en waarskuwing klaar. My punt is, hulle is aggressief besig om te probeer om dinge te verdraai en in te bring. En ons moet op ons hoede wees. En ons moet die skrif ondersoek en kyk of dit so is. En die goeders wat ingebring word met as ons begin New Age skrifklein Christendom, as ons begin van hierdie goeders glo wat nie skriftuurlik is nie, is dit bring 'n vorm van die cult in ons alledaagse geloof. Een van die probleme, ek het 'n boek gelees oor wêreldbeskouings worldviews
baie goeie boek van James Hyatt, Universe Next Door. En wanneer hy praat, dan praat hy oor verskillende daagskranks. Wanneer hy praat oor New Age, sy hoofprobleem met die New Age is hulle het die occult weer wakker gemaak, wat Christene in Europa stil gekry het vir eeue, het dit herlewing gebring onder die westerse mense in terme van die occult. En dit is, om vele definisie te gee, die occult is meer as net satanisme, heksery, sangomas, deelblare, of jy met of sonder die helm gebore is. In sy diepste wese is dit 'n poging om geestelike kennis, krag of verandering te verkry sonder God se openbaring in Jesus Christus in dit. Wanneer ons dink ons kan goeders geestelik manipuleer. En dit nie vashou in ons verlossing in Jesus nie. Nie vashou in die waarheid van sy woord. Net sy woord verdraai word om hierdie goeders aan mense te proklameer. Die oorspronklike versoeking in Genesis 3 vers 5 was, julle sal soos God wees. Vandag kom daar net 'n nuwe vorm in ons. Die Bybelse antwoord is nie om geheime kennis te soek, soos die Gnostics van oud nie, of die New Age belag. Dit is nie om geheime kennis te soek nie, dit is nie om onsself te probeer vergoddelik nie, en is ook, maar dit is om in nederigheid en vertroue na Jesus te kom. Ons vertroue en geloof in hom te stel, wat op die kruis gesterf het, opgestaan het, en aan die apostels en ander getuies verskyn het, opgevaar het na die hemel toe, en nou aan die Vader se regterhand sit, daar vir ons intree, as versoeningsoffer, as die plaasvervanger vir ons straf, eens en vir altyd, die eens en vir altyd plaasvervanger vir ons straf, en as ons hoofpriester te dien, totdat hy ons weer kom haal, en daarin hou ons vas in geloof. Jesus, God wat mens geword het, kom terug na ons toe, om die wêreld te oordeel, en ons in ewige lewe en erfenis saam met hom en die Vader te neem. Dis waar ons vashou. Dis waar ons geloof van. Nie oor baie van die ander wat deesdae nou besig is soos 'n tsunami voort te gaan. So draai julle aan. Wees in die kerk in Berea. Ondersoek die goed in die skrif en hou vas aan die ware beloftes. En die hoofeen van die kom ons bid saam. Here Jesus, dankie net vir U wat ons koning het. U het die weg en woord in die lewe is. Heilige Gees, ek vra dat ons sal lei, dat U deur die woord ons sal lei. Here, dat U ons sal beskerm en veilig hou. Here, ek vra dat U ons, soos wat ons gesing het, Here, soos wat ons U nader, sal nader op ons. Dankie net vir die waarheid in die woord, en dankie net vir wat 'n ongelooflike God U is, en vir die vrye gawe wat ons het in ons verlossing. En dat dit gaan word. Dat dit ons in Jesus naam. Amen.